Hoofnuus vanaand. President Cyril Ramaphosa gee nasionale ordes aan 38 Suid-Afrikaners en buitelandse burgers. Die Noord-Kaap hoop dat mynbousektor sal baat vind by nasionale spoorwegmeesterplan. En 'n regsgeleerde van Mpumalanga hoop om met kunsmatige intelligensie toegang tot die reg te bevorder. Goeienaand en baie welkom by die Afrikaanse nuus. President Cyril Ramaphosa het nasionale ordes aan 38 Suid-Afrikaners en buitelandse burgers by die Sefako Makgato presidensiële gastehuis in Pretoria oorhandig. Hulle is vereer vir hulle bevordering van 'n demokratiese Suid-Afrika wat op gelykheid, geregtigheid en waardigheid gegrond is, asook die voortreffelike bydrae wat hulle in hulle beroepsvelde gemaak het. Diegene wat onder meer deur die president erken is vir hulle uitmuntende werk in hulle onderskeie beroepe, sluit die musikant Jonathan Butler, die Grammy-bekroonde fluitspeler Wouter Kellerman, asook die internasionaal erkende dokumentêr rolprentmaker Professor Sherif Keita in. President Ramaphosa het hulle bedank vir hulle nasiebou. Those men and women who are here today and to whom we are bestowing the highest accolade a country can give are also the mirrors of the South African society. Their life works and their achievements reflect those same values that we as a people hold dear and the values that continue to guide us along our journey as a people. Nog 'n sportman wie se bydrae ook erken is die legendariese boksafrigter Norman Hlabane wat die orde van Ikhamanga in silwer ontvang het. Intussen is die wêreldbekende epidemioloog Professor Salim Abdul Karim met die hoogste nasionale orde, die orde van Mapungubwe in goud vereer vir sy uitstekende bydrae tot geneeskunde en openbare gesondheidsorg. Karim is tans oorsee, maar het steeds van die geleentheid gebruik gemaak om onder meer navorsers en wetenskaplikes te bedank vir hulle baanbreker navorsing in die behandeling van onder meer HIV, vigs, tuberkulose en COVID-19. LPs in die Portefeulje Komitee oor Gesondheid het hulle opinies gelewer oor die uitspraak van die Konstitusionele Hof wat sekere artikels van die Nasionale Gesondheidswet ongeldig verklaar het. Die uitspraak word as 'n terugslag gesien vir die regering se gesondheidsorghervormingsplanne. Artikel 36 tot 49 van die wet sou vereis dat gesondheidsorgverskaffers 'n sertifikaat van behoefte van die regering verkry voordat hulle praktyke oopmaak of dienste uitbrei. Die Konstitusionele Hof het nou bevestig dat hierdie vereistes irrasioneel is nadat dit in 2024 in die Noord-Gautengse Hooggeregshof betwis is. Die LPs van die Portefeulje Komitee oor Gesondheid wat ure spandeer het aan die formulering van die wetgewing, het hul mening gegee oor die hofuitspraak. The effect of this judgment is that section 36 to 40 have been severed from the Act, while the remainder of the National Health Act remains valid, intact, and fully operational. While the NHI Act does not explicitly mention cons, the court case provides a fundamental precedent that goes against one of the key pillars of the NHI, which is to entirely centralize the healthcare and limit medical health practitioners' right to trade. The Constitutional Court affirmed this right, noting the importance of balancing the rights. We fundamentally disagree with the outcomes that undermine transformative interventions aimed at correcting historical injustice. The court also found that there was no clear indication of which health services and technologies would require certificates because too much was left to future regulations and ministerial discretion. Die VF+ het jare gelede reeds in die parlement gewaarsku dat die nasionale gesondheidsversekering wetgewing gaan misluk indien die grondwetlikheid daarvan in die howe uitgedaag word. This sections 36 to 40 were a central pillar of implementation of national health insurance. As such, we ask that the National Health Insurance Act be sent back to Parliament for review.
Een ding waaroor alle partye wel saamstem, is die ongelykhede in die sektor. Die MK en EFF partye wil weet wie presies by die uitspraak baat vind, met die EFF wat private gesondheidsorgverskaffers waarsku om nie die uitspraak te misbruik om ongelykheid in die sektor te laat voortduur nie. Eibre Babie, SAIK Nuusparlement. Die Wêreldgesondheidsorganisasie en 'n groep kenners vergader in Genève, Switserland, om vas te stel of daar 'n moontlike enstof gebruik kan word teen die Bundibugyo-stam van die dodelike Ebola-virus. Die virus het vroeër in die oostelike gebiede van die Demokratiese Republiek die Kongo uitgebreek. Dit het intussen na Uganda versprei. Die WGO en die Afrika Sentrum vir Siektebeheer en Voorkoming het Sondag 'n openbare gesondheidsnoodgeval van internasionale belang afgekondig. Die seldsame Bundibugyo-stam is na 'n provinsie in Uganda vernoem waar dit vir die eerste keer tydens die uitbreking in 2007 en 2008 geïdentifiseer is. Tussen 30 en 40% van pasiënte sterf daaraan. Die Zaire-stam van die virus is veel dodeliker met sowat 90% van besmette pasiënte wat daaraan sterf. First, beyond the confirmed cases, there are more than 500 suspected cases and 130 suspected deaths. These numbers will change as field operations are scaling up, including strengthening surveillance, contact tracing, and laboratory testing. Die virus word oorgedra deur direkte kontak met liggaamsvloeistowwe en besmette materiale. Kenners in Suid-Afrika monitor die situasie. The WHO doesn't really declare pandemics. It's not part of the international health regulations, but they talk about pandemic potential. And right now, because it's restricted to 2 countries, it's not really in a position, the WHO is not really in a position to declare it anything more than a public health emergency of international concern. Suid-Afrikaanse owerhede sê daar is geen rede om paniekerig te raak nie. We are maintaining the heightened preparedness measures which include activation of enhanced surveillance at ports of entry. Rwanda het intussen gesondheidsmaatreëls by sy grensposte met die DRK verskerp. Die familie van die ontslape sokkerster, Senzo Mahiwa, het die presidentsie 7 dae gegee om op hulle griewe te reageer na 'n optog na die Uniegebou in Pretoria. Die familie wil hê president Cyril Ramaphosa moet ingryp in die hofsaak wat reeds sowat 12 jaar na die moord aansloer. Die familie sê die stadige pas van die hofverrigtinge is nie 'n ware weerspieëling van geregtigheid nie. Hulle sê hulle het alles probeer om die howe se aandag te kry en vestig nou hulle hoop op die president. 5 beskuldigdes staan tans gereg op Mahiwa se moord en almal het onskuldig gepleit. Die Noord-Gautengse Hooggeregshof het 'n tussentydse interdik weens laster teen Ngizwe en Mqunu bekragtig. Mqunu is nou verplig om EFF-leier Julius Malema in die openbaar om verskoning te vra en R1 miljoen in skadevergoeding te betaal. Die saak spruit uit beweringe deur Mqunu dat Malema R60 miljoen van Nigeriese dwelmkartels verskoning ontvang het. Die hof het Mqunu se verdediging verwerp dat hy nooit die hofstukke ontvang het nie. Malema se regspan dreig nou met strafregtelike klagtes omdat Mqunu na bewering onder eed gelieg het. Die Bellville Landdroshof in Kaapstad het die borgaansoek van die 63-jarige Aletta Rose uitgestel weens haar versoek vir 'n nuwe regsverteenwoordiger. Rose is ontevrede omdat haar huidige prokureur nie Afrikaans praat nie. Sy het ook teen die media uitgevaar wat foto's van haar geneem het voordat die hofverrigtinge begin het. Rose staan tereg op aanklag van moord op haar 80-jarige suster, Constance Scholz. Scholz se verminkte liggaam is in Maart in haar huis in Bellville Suid gevind. Scholz se seun sê Rose se versoek is 'n vertragingstaktiek en meen geregtigheid moet geskied. Ons is net hierna terug met nog nuus in Afrikaans. Bly gerus ingeskakel. Welkom terug. Die Departement van Vervoer het begin met die ontwikkeling van die 1,9 miljard rand se nasionale spoorwegmeesterplan, oftewel die NRMP.
Die plan wil weer spoorvervoer teen 2050 tot die vervoermiddel van keuse herstel. In die Noord-Kaap word die mangaanerts tussen Hotazel en die hawens van Gqeberha hoofsaaklik per pad vervoer, waar dit voorheen hoofsaaklik per spoor vervoer is. Dit lei tot groot skade aan paaie en verhoog die moontlikheid van ongelukke op paaie. Die doel van die NRMP is om soveel as moontlik vrag vanaf paaie te verskuif na treinvervoer. Dit sal tot voordeel wees van verskeie hoofspoorwegkorridors in die land. Die Noord-Kaap hoop om baie meer mangaanerts van Hotazel na Saldanha Hawe in die Wes-Kaap en Ngquga in die Oos-Kaap te vervoer. The corridor between Bosonsberg going through to Ngquga is one of the corridors that has been identified. Obviously, we know the manganese goes through this corridors down to Ngquga, but also manganese goes down to the corridor down to Saldanha. So the master plan sees the split 12-12 between these two corridors, 12 million tons going to Ngquga and 12 million tons to Saldanha. Logistieke en vervoerrolspelers sê baie groter volumes mangaanerts sal verskuif kan word as wat tans per pad vervoer word. Dit gaan ook ander industrieë 'n lifeline gee deurdat die landbouindustrie gaan groei en die res van die Noord-Kaapse ekonomie kan groei as die meestersplan baie meerder rolspelers laat baatvind. Intussen het Transnet permitte vir 11 privaat ondernemings uitgereik om op die land se spoornetwerke te werk. Die eerste daarvan begin in Desember vanjaar. Keith Suister, SAK nuus, Kimberley. Die Suid-Gautengse Hooggeregshof in Johannesburg sal na verwagting môre uitspraak lewer nadat 'n dringende aansoek ingedien is om die Johannesburgse metro te verhoed om strukture in die ikoniese Marble Towers gebou af te breek. Die eienaar van die Marble Towers gebou het ook in sy aansoek gevra dat die onwettige water- en kragverbindings nie ontkoppel word nie. Die Johannesburgse burgemeester, Dada Morero, het 'n operasie oor die nakoming van munisipale regulasies by die gebou in die middestad uitgevoer. Morero sê daar is meer as 14 miljoen rand se uitstaande skuld vir eiendomsbelasting, krag en watervoorsiening vir die gebou. Die gebruik van kunsmatige intelligensie in die regstelsel is steeds omstrede. Regter Johannes Roelofse van Mpumalanga Hooggeregshof reken egter toegang tot die reg bevorder kan word deur 'n KI-gegronde platform wat hy ontwikkel het. Roelofse het tydens 'n weeklange opleiding by die Universiteit van die Vrystaat gesê dat sy stelsel verminder vertragings en beter regstoegang bied. Roelofse se stelsel is beskikbaar in alle amptelike tale in Suid-Afrika en is verkrygbaar op die web deur WhatsApp of 'n SMS. Lede van die publiek en regslui kan 'n vraag intik in die program en 'n lys wette kry wat van toepassing is op hulle navraag. Ons groot uitdaging vandag in ons samelewing is dat ons sit met 'n ding in kunsmatige intelligensie wat nie sal verdwyn nie. Dis 'n tsunami wat gekom het om te bly. Dis die 4de industriële revolusie. Ons gaan met dit met deel. En hoe ons daarmee met gaan deel is of ons dit positief sien of negatief. Die Universiteit van die Vrystaat sê kunsmatige intelligensie is 'n groeiende faktor in die regswese en is gretig om saam te werk met Roelofse. In die regsberoep veral kom ons toenemend agter wat 'n belangrike rol dit vorentoe gaan speel en daar word nou baie klem gelê daarop dat ons studente geleer moet word hoe om dit verantwoordelik te gebruik, eties te gebruik, korrek te gebruik. En vandaar het ons toe nou gedink, maar wie beter om met ons studente en selfs ons dosente te kom praat oor die tipe van platforms as iemand wat in die beroep self is en ook sy eie platform geskep het. Die platform is ook internasionaal beskikbaar in 210 lande. Kom ons kyk hoe die markte om 5 uur vanmiddag met die sluiting van die JSE vertoon het. Ons sportnuus en die weer volg net hierna. Ons sien jou nou weer. En dis waar die Afrikaanse redaksie moet groet. Ons is môre aand weer terug, selfde plek, selfde tyd. Mooi bly tot dan. Totsiens.
Dis tyd vir weer. Goeienaand, hartlik welkom. Vandag 'n bewolkte toestande met 'n 30% kans vir reën in die sentrale en dan ook in die noordoostelike dele van die land. Dan sien ons ook 'n 60% kans vir reën in dele van die Noord-Kaap, die Wes-Kaap en dan ook in dele van die Oos-Kaap. Vir môre steeds bewolkte toestande met 'n 30% kans vir reën oor groot dele van die land. Ons sien die 60% kans vir reën steeds daar in Noord-Kaap en in dele van die Oos-Kaap en dan in Wes-Kaap. Dan vir môreoggend miskolle, dit strek al die pad van die noordelike dele van die land tot en met die westelike dele van die land. Vir vandag is daar 'n geel vlak 2 waarskuwing uitgereik vir swaar reën wat verwag word in die westelike dele van die Oos-Kaap. Dan sien ons ook sterk wind vir vandag en môre wat dan verwag word langs die Weskus. Kom ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. Ons begin in Gauteng. Johannesburg 10-18, Springs 'n minimum van 8 en dan Carletonville het 'n minimum van 9 en 'n maksimum van 18. Ons volgende provinsie is Limpopo, Phalaborwa 14-25, Burgersfort 'n minimum van 11 en Mokopane 10-21, Mpumalanga, Skukuza maksimum van 25, Ermelo 4-18, Standerton en Secunda het albei 'n maksimum van 19. KwaZulu-Natal, ons sien reën word verwag langs die kus. Richards Bay 'n maksimum van 25, Pietermaritzburg en Ulundi albei 'n minimum van 8. In die Oos-Kaap enkele buie en donderbuie, ons sien Mthatha het 'n maksimum van 20, Mkanda 14-20 en Willowmore minimum van 11 en 'n maksimum van 18. In die Wes-Kaap, Lensburg 12-20, Kaapstad 'n maksimum van 22 en Mossel Bay 'n minimum van 16 en 'n maksimum van 19. Noord-Kaap, Kroeman 'n minimum van 7, Sutherland 'n minimum van 9 en dan Carnarvon 'n minimum van 13 met 'n maksimum van 22. Vrystaat, Botawil 21, 'n maksimum, Kroonstad 'n minimum van 7 en dan Wepener 'n minimum van 7 en 'n maksimum van 18. Noordwes wat ons laaste provinsie is, Klerksdorp 7-21 en dan Ottosdal en Wolmaranstad albei 10-20. Dit is dan al van my en die weerdiens. 'n rustige aand verder.